Baie welkom vanoggend by die erediens. My gebed is dat ons saam wees vanoggend regtig tot die eer van die Here sal wees. Samuel het reeds daarna verwys, die wonderlike reën, die jacarandas wat blom. Ek hoop julle sien dit raak. As 'n ou in die straat opgery kom of van die kant af ry, hoe pragtig pers dit is. Ek het op 'n stadium vir iemand gesê, ek dink die Here het jacarandas gemaak en hier geplaas, sodat ons in die tyd van die jaar, wanneer dit donker, dor en droog en stowwerig is, iets moois het om na te kyk, voordat dit regtig voluit lente en somer word. So kyk 'n bietjie mooi na die bome. Kom ons word vir 'n paar oomblikke stil, en dan vra jy vir die Here dat hy regtig vanoggend met jou sal wees, sodat jy sy woord kan hoor, soos wat jy dit in jou konteks moet hoor. 'n Paar oomblikke van stil gebed. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom al die eer en die lof en die eerlikheid toe tot in ewigheid. Amen. Gemeente, ek groet julle vanoggend in die naam van Jesus Christus, die oorwinnaar. Ons maak ons Bybels vanoggend oop by Jeremia 32 vir die kinders. Ek gaan aan die einde van die diens vir julle huiswerk gee. Dis mos nou vakansie, so ek wil nie aan die begin van die diens vir julle huiswerk gee nie, ek gaan aan die einde van die diens vir julle huiswerk gee. So ek gaan net nou vir julle iets spesiaals sê as ons aan die einde kom. Jeremia 32, hier in die 2020 vertaling 835, bladsy 835. Die tema koopgrond. En dit het nou niks te doen met die verkoopgrond nie. Dit is heeltemal iets anders. Koopgrond, Jeremia 32, die opdrag aan Jeremia om grond te gaan koop in Anatot. Hier in my Bybel, bladsy 835. Kom ons lees dit saam. Dit is die woord van die Here wat tot Jeremia gekom het in die 10de regeringsjaar van Sedekia, koning van Juda. Dit was die 18de regeringsjaar van koning Nebukadneser. Die leer van die koning van Babylonië was toe besig om Jerusalem te beleer. Die profeet Jeremia was ingeperk in die binnehof van die wagte se kwartiere, wat in die koninklike paleis van Juda was. Want koning Sedekia van Juda het hom daar ingeperk deur te sê, waarom hou jy aan profeteer en sê, so sê die Here, kyk, ek gaan hierdie stad oorgee in die hand van die koning van Babylonië. Hy sal dit inneem, en Sedekia, koning van Juda, sal nie vrykom uit die hand van die Galdeërs nie, maar sal beslis oorgegee word in die hand van die koning van Babylonië, en hy sal van aangesig tot aangesig met hom praat, en hom in die oë moet kyk, en hy sal Sedekia na Babel neem, en hy sal daar bly, totdat ek, die Here, aan hom aandag gee. Dis die uitspraak van die Here. As julle teen die Galdeërs veg, sal julle nie sukses behaal nie. Jeremia het gesê, die woord van die Here het tot my gekom. Kyk, gaan Nahemel, seun van jou oom Salem, is op pad na jou toe om te sê, koop vir jou my stuk grond wat in Anatot is, want jy het die reg om dit te koop, volgens die loskoopreg. Gaan Nahemel, seun van my oom, het toe ooreenkomstig die woord van die Here na my toe gekom, in die binnehof van die wagte se kwartiere, en vir my gesê, koop asseblief my stuk grond in Anatot, in die grondgebied van Benjamin, want die besitreg en die loskoopreg behoort aan jou. Koop dit vir jou. Ek het toe geweet dat dit die woord van die Here was, en ek het die stuk grond wat in Anatot is, by gaan Nahemel, seun van my oom, gekoop. Ek het die silwer vir hom afgeweeg, 17 sikkel silwer. Ek het die koopbrief uitgeskryf, dit verseël, en deur getuies laat bevestig, en die silwer op 'n weegskaal afgeweeg. Toe het ek die koopkontrak geneem, die verseelde een volgens die voorskrif en wetlike bepalings, en ook 'n oop afskrif, en die koopkontrak vir Baruch, seun van Neria, seun van Magseja gegee, in die teenwoordigheid van Nahemel, seun van my oom, en van die getuies wat die koopkontrak onderteken het, en van al die Judeërs wat daar in die binnehof van die wagte se kwartiere gesit het. Ek het Baruch in hulle teenwoordigheid opdrag gegee, so sê die Here, heerser oor alle magte, die God van Israel, neem hierdie briewe, hierdie koopkontrak,
die verseelde een en die oop afskrif, en plaas dit in 'n erdekruik, sodat dit vir 'n lang tyd behoue bly. Want so sê die Here, heerser oor alle magte, die God van Israel, daar sal weer huise, landerye en wingerde in hierdie land gekoop word. Net tot sover lees ons vanoggend saam. Wat sou jou reaksie wees as jy in hierdie week moes hoor dat alle eiendom in hierdie land van 1 Januarie af genasionaliseer is? Dat alle eiendom, alle grond aan die regering behoort. Hoe sou jy dan reageer as ek vanoggend vir jou moes sê, jy moet nou grond koop? Dis nou die tyd om vir jou iewers 'n stuk grond te koop. Ek is redelik seker dat jy hier sou sit en vir my sou sê, Johan, jy is heeltemal van jou trollie af. Verkoop ja, maar beslis nie koop nie. As dit sou gebeur, is die een ding wat ons beslis moet doen, raak ontslaaf van alles en kry kontant en sit dit onder jou bed maar nie koop nie. Want dis hopeloos. Dis 'n hopelose saak. Iets daarvan is dit wat Jeremia beleef het in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het. Iets van wat 'n mens in jou binneste vir 'n oomblik voel, is dit wat hy gevoel het toe hierdie gebeure hom afspeel, waarvan in hoofstuk 32 vir ons vertel word. Om sy boodskap heeltemal mooi te verstaan, moet ons so 'n bietjie 'n tree teruggee en net mekaar herinner aan wie hierdie man regtig was. Jeremia is een van die merkwaardigste profete in die Ou Testament. Maar deur die geskiedenis het hy bekend geword as die lydende profeet. Waarskynlik ook omdat hy klaagliedere van Jeremia geskryf het. Selfs die groot skilder Rembrandt het 'n skildery gemaak van Jeremia wat sit en kla, wat diep hartseer is en moedeloos is. Want God se roeping, sy roeping om te getuig en te profeteer en te sê, het vir hom innerlike en liggaamlike lyding tot gevolg gehad. Hy het ongeveer tussen 626 voor Christus en 586 voor Christus opgetree, net so voor die ballingskap. En aan die een kant was dit 'n tyd aanvanklik van geweldige godsdienstige herlewing. Mense het teruggekeer na die Here toe, teruggekom na die tempel toe. En dit het goed gegaan vir 'n baie kort tydjie. En toe kom die regerings van Jojakin en Sedekia. Grootskaalse morele verval, oorlog, belering, diefstal, korrupsie en uiteindelik die ballingskap. Dit was 'n tyd van geweldige armoede en hongersnood en lyding. En as 'n mens daaroor lees, dan wil 'n mens amper is gelyk aan tekens sit tussen toe en nou. Tussen toe en nou. En is in hierdie tyd wat die Here vir Jeremia roep as 'n jong priester met die opdrag: nou Jeremia, moet jy begin praat oor wat hier aan die gang is. Jy moet begin profeteer, jy moet my boodskap begin bekend maak teen die nasies en teen die konings van Israel. En jy kan jouself indink wat dit tot gevolg gehad het. Geweldige persoonlike opoffering en swaar kry en lyding. Hy is onder andere verbied om te trou en om kinders te kry. Ons lees daarvan in Jeremia 16 vers 2. Wat beteken dit dat hy nie 'n nageslag gaan hê nie? Dat hy sonder hoop sou wees. Hy word verhinder om te sit wat daar gesels en gelag word. Hy's uitgesluit en uitgeskuif uit die samelewing. Niemand wou met hierdie man iets te doen hê nie. Hy's ingeperk in die binneplaas van die paleiswag. Dis basies in 'n tronk waar hy homself bevind het. Jeremia 37 lees ons dat hy fisies in die tronk gegooi is, dat hy in 'n put gegooi is, in Jeremia 38 en daar gelos is, sodat hy kon sterf. Is in hierdie omstandighede wat Jeremia die wil van die Here
moet bekend maak. En eg menslik doen hy dit nie sonder protes nie. Hy is nie hierdie geloofsheld wat maar net alles aanvaar en maar net sê, dis maar reg Here, ek sal maar ly en swaar kry en seer hê, dis maar goed, want ek doen dit in die naam van die Here. Jeremia protesteer, en hy kla by die Here, en hy is ongelukkig. Jeremia 11 vers 18 tot 12 vers 4 kan julle dit gaan lees, waar hy sê, ek sal my saak vir u stel, Here, selfs my familie het my verwerp. En dan antwoord die Here hom in seker een van die merkwaardigste tekste in die Ou Testament, Jeremia 12 vers 5. En hy sê vir hom, Jeremia, as voetsoldate jou moeg hardloop, hoe sal jy teen perde kan hardloop? En as jy net in 'n vreedsame land veilig voel, hoe sal jy maak in die digte bos aan die Jordaan? Wat sou dit beteken? Jy's besig om fiks te word, Jeremia. Jy's besig om deur 'n geestelike gimnasium te gaan vir dit waarvoor ek jou eintlik gaan roep. Hou aan, Jeremia. Byt vas, Jeremia, want ek het jou nodig. En dan breek die gebeure in Jeremia 32 aan. Dis die jaar 587. Ons het gelees, Nebukadneser se magte lê rondom Jerusalem. Jeremia is toegesluit in die binneplein van die paleiswag. Maar ek dink die ergste van alles is, hy sien sy profesie waar word. Dink vir 'n oomblik hoe sleg dit moet wees vir hierdie man wat moet vertel en moet sê hoe sleg dit gaan word in die toekoms. En ek kan my goed voorstel dat hy dalk diep binne in homself gevoel het en gesê het, Here, asseblief tog net nie dit nie. En jy hoor mos die echo van die woorde van Jesus later in Getsemane. Vader, net nie dit nie. Maar dan gebeur dit. Dan gebeur dit. Die tyd breek aan. Die magte is daar. En hy sê vir die koning, jy gaan die koning van Babylonië in die oë kyk, my vriend. Jy gaan in ballingskap weggaan. Jy gaan nie langer hier wees nie. Jy en al jou leiers en almal rondom jou en die hele volk gaan in ballingskap weggevoer word. Verstaan jy, hulle is op die punt om alles wat hulle het te verloor. Nie net hulle fisiese besittings nie, maar ook die tempel wat die fokuspunt van hulle godsdiens was. Dis verby. Dis klaar. En dan kom die opdrag van die Here aan Jeremia. Jeremia, nou moet jy grond koop. Nou moet jy grond koop. Ek kan my voorstel dat Jeremia vir die Here sou sê, Here, dit maak nie sin nie, Here. Nie nou nie, Here, ons word dan weggevoer. Hoekom nou? Kyk, Nebukadneser se magte is om die stad. Hulle gaan alles verwoes, hulle gaan alles vat. Hoekom moet ek nou grond koop? Die volk gaan weggevoer word. Jerusalem gaan verwoes word. Nee, Here, nie nou nie. Mense hoor iets van sy klag in Jeremia 32 vers 25. Hy sê, en tog sê u, Here my God, vir my, gaan koop vir jou 'n stuk grond met silwer en sorg dat jy getuies het. En dat dit nou dat die stad in die mag van die Galdeërs gegee is. En dan word hierdie kooptransaksie in die fynste detail beskryf. Nie net dat hy moet koop nie, maar ook hoe hy dit moet doen. Hy moet sy lossingsreg uitoefen. En hy moet sy neef Hanamel wat in die moeilikheid is, sy grond koop. En iemand skryf daaroor, mens kan verstaan dat Hanamel sy grond wou verkoop, want die vyand lê dan buite die stad. Dit sou die menslike, logiese ding wees om te doen. En daarom kom hy na Jeremia toe en hy sê vir hom, Jeremia, jy die lossingsreg, jy moet dit by my koop. So amper 'n dubbele hou wat Jeremia kry. Die Here wat vir hom sê, Jeremia, koop grond, en dan sy familie wat hom verwerp het, wat na hom toe kom en vir hom sê, maar nou moet jy jou lossingsreg uitoefen. En dan doen hy dit, volgens die tradisie en die gebruike van die tyd, en jy kan dit self weer gaan lees, die koopprys, die kontrakte, 'n oop kontrak en 'n getekende kontrak, en dit word in 'n kruik geplaas. Waarom? Sodat dit lank kan hou.
Lees saam met my Jeremia 32 vers 14. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, vat hierdie dokumente, die koopkontrak met die seël, sit hulle in 'n kleipot, sodat hulle lank kan hou, want so sê die Almagtige, die God van Israel, daar sal weer huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word. Sit die kontrak, Jeremia, in 'n kleipot, sodat dit bewaar kan bly vir wanneer jy terugkom. Verstaan jy wat hier dan nie gebeur is? Hierdie hele kooptransaksie en alles wat hier beskryf word 'n teken van hoop wanneer daar absoluut geen hoop is nie. Dit word 'n baken van hoop. Dit word 'n padwyser van hoop vir almal in Jerusalem, om hulle daaraan te herinner dat ja, julle word weggevoer. Ja, dit gaan met julle sleg gaan. Maar julle gaan terugkom. In die chaos is daar steeds hoop. Terwyl alles in duie stort, is die teken van hoop 'n stuk perkament in 'n kleipot. Verstaan jy dat Jeremia hier saam met die perde hardloop? Hy kry reg wat geen regdenkende mens eintlik sou wou doen nie, op grond van sy verhouding met die Here. As alles donker is sy daad van hoop die lig wat deurbreek. Die volk sal terugkom en daar sal weer voorspoed wees. Nou is die verwoesting hier, maar daar is altyd hoop. Jy sit dalk hier en jy vra vir jouself, maar hoe raak dit my vanoggend? Hoe raak dit my omstandighede, my lewe? Hoe raak dit ons? Hoe raak dit ons in die land, ons as gelowiges? Hoe raak dit die gemeente in 'n wêreld wat kop verloor het? In 'n land wat ek dink op die randjie van totale chaos is. In 'n land wat kreun onder armoede en korrupsie en geweld. Hoe raak dit ons? Hoe raak dit jou? Ek het 'n idee dat ons in dieselfde bootjie is as wat Jeremia was. Natuurlik moet jy nou nie vir jou 'n stuk grond gaan koop nie. Maar spreekwoordelik moet ons dit doen. Dis ons roeping, vriende, ons wat onsself gelowiges noem, om juis nou bakens van hoop op te rig. Dis ons roeping, ons werk, ons taak om hier en nou in 2025 spreekwoordelik grond te koop. Om mense om ons te bemoedig, om mekaar te bemoedig. Want ook hierdie tyd sal verbygaan, sê die Here. Daar gaan 'n nuwe tyd kom en 'n beter tyd kom. Daar sal weer voorspoed kom. En ons weet mos, as dit nie hier is nie, dan in God se nuwe wêreld. In die stad met sy goue strate, waar dan nie misdaad en korrupsie en diefstal en al die slegte goed is nie. Hoe weet ons dit? Hoe weet ons dit? Van die God van Jeremia, en ons moenie daai fout maak, om te dink dat die God van die Ou Testament nie vanoggend jou en my God is nie. Die God van Jeremia is ons God. En hy het dit kom wys deur sy seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe te stuur. En nou moet jy mooi hoor wat ek vanoggend sê. Hierdie God het nie net gesê ek het die wêreld lief nie. Hy het nie net gesê ek gee om vir mense nie. Hy het gedoen. Hy het 'n baken van hoop op hierdie aarde kom oprig toe Jesus Christus hierheen gekom het. En dis die krib. Dis hoekom ons oor 2 maande gaan Kersfees vier. Dit was nie net lippetaal van die God van Jeremia toe hy gesê daar sal weer voorspoed kom nie.
Hy het daad by die woord gevoeg. En hy het kon doen, en hy het sy seun gestuur. En Jesus het nie net kom preek en vertel hoe dit moet wees, en beduie hoe almal moet glo, en hoe ons in liefde moet leef nie. Nee, hy het verder gegaan, hy het dit gedoen, deur aan die kruis te sterf. Hy het daad by die woord gesit, deur homself te offer, ter wille van ons. God se radikaalste daad ooit. Ek wil dink jou in vir 'n oomblik hoe dit moes wees. Hierdie God van Jeremia, die skepper van hemel en aarde, die almagtige God, wat sy enigste seun opoffer, ter wille van 'n spul mense. Net om te wys, dat hy vir ons lief is. Die krib word die kruis, en die kruis word 'n leë graf, as tekens van God, wat doen. Wat nie net hoop praat nie, maar wat wys hoe hoop regtig lyk. En daarom kon Paulus aan die gelowiges in Rome hierdie aangrypende teks skryf, Romeine 8 vers 31 tot 39, en ek wil jou uitnooi om dit saam met my te lees. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al hierdie dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dis oor U dat ons dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Nou vers 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Het jy mooi gesien wat daar staan? Hoor jy mooi wat daar staan? Jy's 'n oorwinnaar, jy's 'n wenner. Want God het jou kom kies. Jy het 'n nuwe identiteit, jy's 'n nuwe mens. En deur jou geloof in hierdie God is jy vasgebind aan hom. En niks en niemand kan dit van jou wegneem nie. God self, die God wat hoop kom doen het in hierdie wêreld, is ons God van hoop. Daarom skryf Paulus aan Timoteus in 1 Timoteus 1 vers 1, van Paulus, apostel van Christus Jesus, in opdrag van God ons verlosser, en van Christus Jesus, ons hoop. Ons hoop. Is dit waar van jou lewe? Is dit waar van jou lewe? Dan is dit spreekwoordelik nou tyd dat jy en ek grond koop. Dan is dit nou tyd dat ons diep delf in ons geloof en ons verhouding met hierdie God, wat ons hoop is, sodat ons in hierdie wêreld, waar ons elke dag leef en beweeg, tekens van hoop kan wees en kan oprig. Martin Luther, die bekende kerkhervormer, het hieroor gesê, selfs al het ek geweet dat die wêreld môre tot niets sou gaan, sal ek steeds vandag 'n appelboom plant. Selfs al het ek geweet dat die wêreld môre tot niets sou gaan, sal ek steeds vandag 'n appelboom plant. Verstaan jy dit?
in die chaos, in die vooruitsig van die sleg wat kom, 'n teken van hoop en 'n daad van hoop, wanneer alles hooploos lyk. Toe ek dit raak lees, het dit my laat dink aan 'n ou legende wat vertel word van 'n ou oom wat besig was om mangobome te plant op sy erf. 'n Jong man het by hom verbygestap en vir hom gesê, oom, wat maak jy? Die oom het hom geantwoord en gesê, ek plant mangobome. Toe kyk die jong ou hom so, hy sê vir hom, oom, jy mors jou tyd. Gaan sit liewer op jou stoep en drink koffie, want jy gaan nooit die vrug van hierdie bome eet nie. En toe antwoord die ou oom en hy sê, ek weet, maar hulle wat na my kom, hulle gaan van die mango's eet. Hoor jy die woorde aan Jeremia? Koop grond Jeremia, rig 'n teken van hoop op Jeremia, bære die koopkontrak in 'n kleipot Jeremia, want daar kom weer voorspoed. Dit moet lank hou, maar daar kom weer herstel en heling en nuutheid. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Miskien het dit tyd geword dat ons minder praat en meer doen. Nie net sê wat ons as Christene glo nie, maar met ons dade wys wie ons is in Christus, ons oorwinnaar. Hier en nou, in jou gesin, in jou familie, tussen jou vriende en vriendinne, in die aftreeoord, by die werk. Tekens van hoop, as dit sleg gaan. Ek wil afsluit, en die kinders moet nou mooi luister. Die jacaranda boom was nog altyd vir my 'n teken van hoop. Wie van julle kan vir my sê, wanneer blom jacaranda bome? Ja. In die lente. In die lente. Wanneer alles stowwerig en dood is, dan staan die jacaranda bome daar in hulle vleur. Maar wat maak 'n jacaranda boom regtig spesiaal? Wie van julle wil waag? Wat maak 'n jacaranda boom regtig spesiaal? Kyk mooi na daai regterkantste prentjie. Ja. Sy blomme is pers, maar daar's iets spesiaals van daai blomme. Is dit groot blomme? Sê vir ons. Hier is julle huiswerk. Hier is julle huiswerk. Julle moet iewers, jy moet nou nie in die pad gaan instap nie, nee, maar gaan kry iewers jacaranda blommetjies. En gaan kyk mooi hoe klein is hulle eintlik. Maar wat is die geheim van 'n jacaranda boom? Dis letterlik honderde klein blommetjies wat saamblom, wat dit spesiaal maak. Daarom het ek 'n paar jaar terug 'n klein jacaranda boompie op die sypaadjie voor ons huis geplant. En hy is nou so 2 meter hoog en hy blom. En dis die teken wat my herinner om 'n teken van hoop te wees. Dit is my teken van hoop wat ek gaan oprig het. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Koop grond, Jeremia. Nie nou nie, Here. Ja nou. Ja nou. Nie nou nie, Here. Vir jou ook, van jou ook vanoggend. Nou is die tyd. Daar's 'n oomblik vir stil gebed. Ek wil hê julle moet voordat julle bid na die foto op die skerm kyk. Dalk is daar van julle wat dit herken. Ek het hom in die week net hier om die hoek geneem by die Sasol motorhawe. En 'n ongelooflike wonderlike gesprek gehad met die petroljoggie oor dit wat ek gesien het. En dis hoekom ek die foto geneem het. Want jy sien verskillende goed op daai foto. Jy sien die stikkindheid van die wêreld. As jy mooi kyk, jy sien hoe jaag die karre agter verby. Iets van die wêreld, die tempo waarin ons leef. Maar ver agter sien jy die reuse jacaranda boom
Wie het hom geplant? Ons weet nie. Raai jacaranda boom, vertel 'n storie. Dit maak die foto mooi. Sit rustig waar jy sit, so vir 'n minuut of 2, kyk na die foto. Dink 'n bietjie oor jou eie lewe, oor dit wat jy vanoggend gehoor het, en vra vir die Here om vir jou te wys, waar kan jy 'n teken van hoop gaan oprig. Iets kleins dalk wat jy kan gaan doen, om van hierdie plek 'n beter plek te maak. 'n Paar oomblikke van stilte, ek gaan julle so 2 minute tyd gee. Here, baie dankie dat ons vanoggend opnuut by U hoor, dat ons tekens van hoop in hierdie wêreld moet oprig. Dat ons goed moet doen en nie net moet praat nie. U ken ons omstandighede, elkeen van ons. U weet waar ons woon en werk, U weet saam met wie ons kuier. U ken ons families en ons gesinne. U weet waar en wat ons moet gaan doen. Kom maak ons gehoorsaam aan die Gees. Gee ons die wilskrag om te doen wat U van ons vra. Gee Here dat ons, soos Jeremia, juis nou spreekwoordelik grond sal koop. Ons bid vanoggend vir ons land. Dankie dat U beter as ons weet wat hier aan die gang is, want U is almagtig en alomteenwoordig. Here, ons het baie keer nie woorde nie. En daarom wil ons eintlik maar net stil wees voor U, as ons nadink oor Suid-Afrika, die plek waarvoor ons lief is. Ons bid vir ons stad, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir almal wat siek is en wat hartseer is. Ons bid vir almal, Here, wat tekens van hoop in hierdie oggend nodig het. Stuur ons om dit op te rig. Ons bid vir die kwartaal wat voorlê, vir die onderwysers, onderwyseresse, vir die kinders wat terug gaan skool toe. Here, wees asseblief met almal en maak dit 'n goeie tyd, terwyl die einde van die jaar nader spoed. Dankie dat ons vrede en vreugde kan vind in U hande. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan leef as mense wat tekens van hoop in hierdie wêreld oprig. Mag die wind in hierdie week van agter vir jou waai. Mag die son helder oor jou skyn. En mag dit, wanneer dit reën, die reën sag oor jou uitsak. En mag jy veilig wees in die hande van ons Vader, totdat ons mekaar weer sien. Amen.